eenmaal in die allerligste in beweeg met sy bloed. Sy bloed alleen was goed genoeg. Jou en my was goed genoeg. En dan het jou geslaan. Is daar weer oor? Hy wil nie gehoor het om te kom en te slaan. Ja, Rus, wie jy miskien as ek het nou glo, was 'n paar jaar terug wat ek gehoor het. Dink jy so? Ja. Nou, en dan kon hy al swaai, hoor. Hy het nie gespeel met sy appels net, hulle gebruik. Weet julle, ons het op Vrydag ons nou die kruisigingdiens gehad. Eintlik wil dit as jy so kyk daarna, want ek dink dit is werklik. Ja. Dit is net 'n hartseer diens, maar dit is ook 'n diens van blydskap. Want as dit nie plaasgevind het nie, het die opstanding nie plaasgevind. Nee. En as die opstanding nie plaasgevind het nie, het die hemelvaart nie plaasgevind. En dan het ons nie 'n voorspraak gehad by die Vader nie. Dink jy hoe Jesus met ek en jou so sommer saam het, dat so rof seker wat naby is. Dink hoe Jesus se kokos vir die Vader was, ek gee dit op net her ons so 'n bietjie. Dink 'n bietjie. Want hy dag en nag, Jesus is dag en nag voor die Vader, net tegen my en vir jou en vir my en vir jou in, vir ons elkeen in, 24/7, 24/7, vir ons sondes mense. Jy kan? Ja? Ek so bly so dat ek moet praat. Voel jy maar nie? Het is wat geval vanmorgen, maar hy gaan nie wegkom nie. Hulle kan van jou seker nie stel nie meer. Vir wat? Want het is bietjie donker vanmorgen, kan jy sien nie. Ek kan. Vooral jy kan maar die ligte aansit. Daar vir die weer. Die kant. Maar ek dink dat is iets. Die punt met wat kan donker weer. Ons sing raai by die folies. Hierdie kant toe, daardie kant toe, soos die golwe van die see. Ek was vanmorgen so. Ek wil een kant moet ons die golwe die see. Ek het daar in Mattheus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week. Wanneer is die eerste dag van die week? Sondag. Sondag, die eerste dag van die week. Saterdag is die Sabbat. Wie van julle hou die Sabbat? Terloops, vir verder van. Wie van ons, wie sê jy nou, hou die Sabbat werklik waar? En nou moet julle nie my kom slim raak julle lange hare nie, nee, want julle kan nog steeds Vrydag aan, dan moet julle werk doen en Saterdag nog steeds laag by. Niemand hou die Sabbat nie. Jy sien Constantijn was slim, hierdie katholieke mense. Hulle het God sy tyd kom verander. Jy sê ja, maar jy moet onthou, ek weet ek praat, maar dit is 'n ander preek. Ek net vir 'n bietjie net sê nou. Die Sabbat sê hulle werk nie meer. Nou ek het lees vir hulle in die Nuwe Testament. Sê Jesus, ek is op die Here van die Sabbat. Wat wel gebeur het is, Jesus het die doodstraf in die Sabbat kom uithaal. Want onder die ou bedeling, gaan kyk maar, as hulle jou gevang het op Sabbat, net houkies op mekaar maak, het hulle jou wyd in die laag gevat en met jou gesteen. So ernstig was dit. So
so ernstig was God met die Sabbat. Ek wil vir julle een vertel. Het sê 'n paar plekke in die Bybel sê dit, en dan hierby laat staan, en ek kan ook 'n boodskap wat dit is nou. Die Sabbat is nie van God nie. Ek sê, luister ek sê, die Sabbat is vir ons. Want God het geweet, nadat hy 6 dae gewerk het, was God moeg dat hy 'n dag rus gehad. En hy het geweet, ons gaan ook na 'n paar dae moeg raak, en ons gaan rus nodig hê. Die Sabbat is eintlik 'n rusdag. Dit is eintlik 'n dag wat jy moet klaar vroeg voor met jy klaar kos maak, daar neersit, en vir die man vir jy sê, dit is jammer as ek kry jy daar kos. Moet nie eens kos maak nie, op Saterdag. Wat gebeur op Saterdag? Raai vlees, alles naaks en buiten nie dat. Ander preek, vir ander dag. Dus die waarheid, Karel het vanmorgen gesê, hy wil graag hoor. Die spreek oor die Sabbat, want hy wil weet wat gaan oor die Sabbat. Kom ek sê julle net dit. Op 'n Sabbat is ek slegter as 'n slaap. Ek lê daar laag onder die wind van my eers. Want Vader het my toestemming gegee om niks te doen. Finish nie. Maar omdat hulle in slim was, het ook Katolieke, het hulle in alles kon verander. En by die dag aangeskryf na Sondag. Wat beteken Sondag? Sun worship. Ra. Nou was Ra. Jy het gehoor van die swart mense praat van Ra? Dit beteken iemand groot. Ja, sê dit pa. Ra, pa. Ja. En hulle loop hom in die ooste. Ra. Die songod. Maandag. Maandag. En dan 3 maanden. Ek sal dit soveel vir julle gee. Dit is interessant om hierdie goed te weet, want die mense weet dit nie, en hulle Sondag, en hulle weet nie sy Sondag nie. Hulle verloor seëninge, en hulle weet nie, hoe verloor hulle seëninge nie. Maar hulle weet nie, want niemand sê dit vir hulle. Verstaan? Niemand sê vir hulle die woord van kennis, die woord van wysheid, dit word nie oorgedra nie. Ek weet jou lekker van ek as ek by die huis kom, en gaan lê op die bank en ek oordink die boodskap en dit, daar die Heilige Gees het gesê, en had hy het gesê, ek glad eers op gedagte gehad. En weet ek, die Here het iets gesê vir iemand. Dan kry ek so lekker in my siel. Alright, kom ons begin try weer. En laat is ek het dat ek sien die Bybel sien nie. Ek het vir jou raai stukkie daar, ek het vir jou preek vir verskye vir jou. Dis vir God my geseën. Met papie vader. Ek is so die vrou is. Wie jy lief as 'n vrou. As nie woorde om my woordeskat wat kan beskryf. Ek lief om stukke. Sê Afrikaans, ek lief om stukke. Toe het begin al lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en Maria, en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, kom en die steen, weggerol, en daar gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy klere is wit soos sneeu. Op by 10, ja. En het vrees rond het hulle in die wagte bebewers en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir hulle, dit vir die vroue, maar nie vrees nie. Want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is, maar hy is nie, hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en hulle het haastig
en gaan naasig en gaan sê vir sy disciples, die broeder nie toe. Hulle, ek gaan onderbroek maar die Bibel lees so, en hulle het daarste weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehaat en aan die disciples te vertel. En terwyl hulle op weg was, om ons die disciples te vertel, kom Moises met eerste gemoed tee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Dis typies wat nie kan lees nie, jy moet eintlik vir lees nie, en Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan nie, vertel my broers, dat hulle gaan Galilea moet gaan. Ja, dat is my daar. Hoekom Galilea? Want dit was die grand finale. Dit het so stel. Dit was die grand finale, dit was die eye-opener. Dit was die, daar was 'n paar duisend mense wat het met die oor gesien het, né? So, God die Vader het so beplan vir sy seun, om sy seun te verheerlik, om op te lig, eerste plek, die tweede plek, dan ook, dat die mense kan sien en glo, want jy sien ons as een nasie van sien en glo, maar as ons nie sien en glo ons nie. Dit is nou maar net so. Daardie oggend, sonder dat hulle geweet het, die grootste wonderwerk van daai oop plaasgevind. Daardie oggend het die Ou Testament die ou bedeling afgesny. Daardie oggend, die opstanding van Jesus Christus, het die nuwe bedeling in werking getree. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Nee? Ons is nie meer onder die ou bedeling, ons is onder die nuwe bedeling. En daai oggend het die nuwe bedeling sy aanvang geneem. Alles, probeer wegryf. Daar was baie wonderwerke in Jesus se tyd, groot wonderwerke. Maar die een van was groot, is die wonderwerk, wat ek dan vir julle gesê het. Die een. Die mag van die dood was gebreek. Tot en met die kruisiging van Jesus Christus, die opstanding van Jesus Christus, dat almal in een plek toe gegaan. Die Sheol of die Hades, noem ons wat jy wil. Eerder Grieks en eerder Hebreëus. Maar na dit gebeur dit nie meer. Want Jesus kom en hy sê, ek het gister vir julle gesê, die man was reg van. Hy sê vir hom, die Here, dink aan ons, dink aan my. As jy in die koninkryk kom, en Jesus sê vir hom, waar ek sê vir jou vanaand, jy sal in die paradys wees. En wat ek wou gister gesê het, is, hy het gesê vir die engel, ek weet nie, hoe kom wat hier nie, maar die man in die middel gesê het, kom, die middelste kant, die man in die middel gesê het, kom. Nou ek het so 'n bietjie verhaal gister, eergister. Ek was so op die verkeerde kant, al hierdie kant, weet jy, voetrek links die, ek dink my timing is uit, my timing is uit, ek voetrek links, of hoe noem jy dit? Baie rondheid, wat noem jy dit? Jy sien, want toe Jesus sal opstaan, toe is die dood oorwin. Amen. Nou hoe is die dood oorwin, Herman, wat praat jy? Van daai dag van hy oomblik af, sterf die vlees. Maar die gees en die siel sterf nooit weer. Want Jesus het die doodryk oorwin, en die doodryk het beheer geneem. Ek het gister vir julle gesê, ek gekom, die sleutels kom vat by sy. Dis in Jesus se beheer. Hy hanteer dit nou, niemand anders nie. En om te bewys, verskyn nie aan mense, né? Lukas 24, vers 21, kom hierdie hier tot ons aan weet jy dit? Ons is so lief vir ons, dit is 'n kwaad vir. Want as die verdek so goed dat Jesus gekruisig het.
Dink so aan. Ons is lief vir Israeliete, maar as hulle wat ons Here doodgemaak het. Dink so aan. Bring baie vir jou se brains overtime. Dis die waarheid, dis hulle wat hom doodgemaak het. Nou is daar 'n remnant, daar is 'n klein getal in Israel self, wat 30 jaar tot bekeer word, dat Jesus aangeneem het. So ek saam van gewees. Maar as minimaal. Kan jy nou 'n video gesien van 'n vrou? Sy vra alleen is net 'n vrou. Sy staan met sy met hulle praat oor Jesus. Hulle spoeg nou in die gesig. Die ou man, ou Israelies slaap daar sommer. Dis die Israelies wat ons. Dat is nie allemaal opreg nie, maar dat is nie allemaal gered nie. Nog nie. Die woord van die Here sê, is al 4 dae gered word. 4 dae. Maar hoor nou hierdie klomp Israelies. Hulle sê, en ons het gehoop, dat het hy was, wat Israel sou verlos. Maar nou is het vandag, met alles, die 3 dae van dat dit plaasgevind. Kyk hoe geestelik dood was hulle. Wat hulle nie besef het, dat hy het hulle so pas verlos nie, van die dood nie. Jesus het nooit gekom, om hulle geveg te kom in die gang, so by die Romeine nie. Hy het gekom om die geveg en die moeder gaan van hom sê, hy het miskien nie nodig om van dit oorwinning daar kom neem. Sodat ons kan lewe in die sterke nie. Hulle sien nie die konnotasiepunt nie. Hulle wil ons stryd. Die wanneer hy het plaasgevind het, dan by hulle voorbij sonder dat hulle het sê. Hulle sien nie die nuwe weg wat gebaan is nie. Hulle sien glad nie die geskeurde voorhangsel in die tempel raak nie. Hulle sien nie God se groot plan van redding en verlossing en saligmaking. Dan dink so 'n bietjie hierdie en dat ek nou vir jou sê. Dink nie wat ek sê. Die hele plan, die Ou Testamentiese plan, voor die koms van Christus, aarde toe. Kyk, Jesus was klaar daar. Hy was klaar daar. Maar voor sy koms na die aarde toe, was hy Ou Testamentiese bediening. En hy was. Maar na die koms van Jesus Christus, na die aarde toe, het alles kon verander. God het die hele plan, die ou plan, weggesluit. En het 'n nuwe plan daargestel. En wat sê Herman, as iemand die wet onderhou, gaan hy help toe? Nee, hy gaan nie. As jy die wet onderhou, gaan jy hemel toe. Maar dan moet jy die wet onderhou in elke sin van die wet. Ja, in die volheid van die wet moet jy onderhou. Dan sal jy hemel toe gaan, is nie 'n pyn nie. Maar as jy sê, omdat niemand die wet onderhou nie, dat Jesus gekom het. Jy sien, hulle sien nie God se groot plan nie. Hulle sien wêreld. Hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie dat die weg is nou oop na Vader se hart nie. Jy het nie nou 'n pastoor nodig of 'n voorbidder nodig nie. Hierdie voorbidders en aanbidders en dinge wat sê goedjies alles weg. Jy het dit nie nodig nie. Jy het net die Heilige Gees, die Roog nodig om jou te leer en te lei in alle waarheid. Die weg is gebaan na Vader se hart toe. Die deur is oop. Die voorhangsel is geskeur, daar is niks meer wat keer nie. Dink daaraan. Wat 'n fantastiese wonderwerk was dit nie. Dink daaraan. Ons hoef nie meer 'n klomp beeste daar te kry en allemaal goed te slag en die bloed en die goedes nie. Nee.
Slaag het net een keer. Die seun van die lewende God. Dit laat plaasvind deur sy eie bloed. Dink 'n bietjie daaraan. Ek het weer sien wat ek sê. Weg is ook, my en u weg, is ook na Vader se hart. Al wat ons moet doen is, Jesus sê in Johannes 14, hy sê, niemand gaan na die Vader behalwe deur die Seun nie. Al wat jy moet doen is, jy moet deur die Seun na die Vader gaan, deur Jesus Christus. Want dis geskrywe in die woord van God. Jy gaan nie na die Vader, as jy nie gaan deur die Seun nie. Roos, hier is op in die raai, Herman en Gerrit, hy stout vind. Soveel kennis kan jy. Ek het niks kennis nie, dis die Heilige Gees. Jy kan ook uit die geskryf. Die Vader hart, dis waaroor dit gaan in die nuwe bedeling. Want by ou bedeling was dit moeilik dan, he? Jy moet nou mooi dink. Dis nie keer Maria, wat die hoofpriester in gaan neem, in die allerheiligste plek, nie keer Maria, so dan as jy nou daar aangegaan het, en hy nou die bloed gesprinkel en gedood word, en die bok laat gaan in die woestyn in, die sondagmôre, môre sondag nie weer, die dag daarna, jy kom tot sterwe, waar gaan jy heen? Jy gaan al toe man, stryd, want jy het weer gesondig nooit so lang. Maar nou, omdat ons Vader se hart het, omdat ons sy liefde het, omdat ons sy genade het, hoor wat Herman vanmorgen vir julle sê, het ons die voorrecht as ons gesondig het, en die Gees van die Here sê, wat doen jy nou, en sê, Vader, ek is jammer. En dan wil hy hoor, jy is jammer uit jou hart en uit jou gees met jou sê, nie met jou tong nie. Want almal kan dit doen, enig iemand kan dit sê, met die tong. Leer julle iets vanmorgen. Ek beweer vir iets sê, wat interessant is, man. Daar is so meer hoëpriesters nodig, om vir die volk so sondes in te tree. Wat sê dit? Jy het nie 'n pastoor nodig hiervoor, om ou na die Here te lei. Dis die ou wat hiervoor staan, wat dit self moet doen, want die weg is gebaan. Die pastoor moet hom bring tot hier. Hy moet hom voorberei deur die woord van die waarheid wat geskryf is deur die Heilige Gees. Moet hy ons met die man se hart gees so voorberei, dat hy kan vorentoe kom, sodat die Heilige Gees kan werk in hom. Daar is nou 'n nuwe weg. En hierdie nuwe weg is 'n fantastiese weg. Wie nou julle mense wat die nuwe weg is nou. Dit is die nuwe kerkdispensasie. Die nuwe dispensasie. Hulle noem die kerkdispensasie. Dit is die tyd van die kerk, tot en met die wegraping van die kerk. Dus het daar beginnen, dit eindig die dag wanneer het trompeterdag is. En Jesus Christus ons gemaakt. Ons is nou in die kerkdispensasie. Kom ek sê het weer in Afrikaans. So, ons is nou in die genade dispensasie. Halleluja, Jesus, daar waar jy kan. Ja. Die graf is leeg. As 'n leeg graf vanmôre. Daar ergens in Jerusalem. Is daar 'n leeg. En daar gelê. Sy hoofdoek het een kant gelê. En die ander kant. Wat sê dit? Ek sê slot, kom sê dit.
voor die Vader self, en hy is die seun se kop om losmaak. Nou nie vir ons neergesit. Weet jy wat ek sê? Daar is 'n leë graf, ja, dis reg, Herman, maar daar is ook 'n verantwoordelikheid op ons skouers. As jy belyk dat jy hom aangeneem het, dan moet jy hom ook, en ek ook, die verantwoordelikheid in die leë graf aanvaar. Myne, nee. Dis 'n bietjie hard, maar dit is waar. En wat daarmee gepaard gaan. Gaan saam met daarna Hebreërs 9 toe. Gaan jy nie lank bezig gaan hoor, ek weet jy was honger, ek hoor dat daar nie sy maag rommel. Ek spot so, maar daar is môre baie in slag. Hebreërs 9 vers 11, 14. As ek geleed, my ma en my man word so vinnig van deur skrif as ek op sien en is nie weer. Hy sê maar 11, in Hebreërs 9 vanaf 11 tot 14. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van 'n toekomstige weldade, het deur die groter, die volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie in hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal aangaan in die heiligdom, en in die ewige verlossing teweegbring. Want die bloed van stiere en bokke, en die van 'n vers, wat vir ons besprinkel, heilig maak, tot reiniging van die vlees. Eers, weet jy, as ek stoel lees, dan sukkel so, die woorde rond, is moeilik, is rarig moeilik. Rarig moeilik. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, miskien moet ek so herhaal, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat ons self deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, die gewete reinig van die dooie werke, en die lewe om die lewende God te dien. Hy, Jesus Christus, het die volmaakte offer gebring. Stem julle saam met my? Nou, as ons saamstem vanmôre, wat se offer het jy vanmôre vir God? Hoe lyk jou offer vanmôre? Wat het jy vanmôre? Wat het ek vanmôre? Om God die Vader te offer? Wat kan ons aanbied? Wetenskap. Wetenskap. Wat is dit? Wetenskap. Wetenskap. Wat jy opgestaan het om wetenskap. Hoe lyk ons offer? 'n sieklike offer, 'n duiwelike offer. Hoe lyk jy offer wat ons hier voor die aangesig van God die Vader verskyn, met aanbidding en lofprysing, waar ons veronderstel is om stil te raak vir die Vader, en ons kom in die lofprysing verby is, en ons kom by die aanbidding. Ons veronderstel om stil te raak vir die Vader, en te erken dat hy God is almagtig, die Allerhoogste. Hoe lyk ons offer vanmôre? Offer ons as 'n siek dier? Gelees wat daar in die Bybel wat praat vir die Vader van 'n siek dier offer. En jy sal verbaas wees, want jy gaan 'n lekker pak slaag kry. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur in ons plek vervloek te word, as
dat hy die Vader is, waar is my eer? As hy dan aan ons plek 'n vloek geword het, waar is sy eer? Waar is sy aanbidding? Waar is sy geestelike oorgawe neerbuig en oorgawe? Ek het laas nog gemeente in my gemeente Magalies gesien. So mooi. As hy dan die Vader is en 'n vloek vir ons geword het, wat bied ons hom aan as ons by mekaar kom? Die ene is dalk vaak en die ander is dalk te veel moeite om by die kerk te kom. Ek is maar net hier omdat die pastors verkerm. Ek is maar net hier om my vrou te sê, vandag kry jy hier net oor die kop, as die kerk toe gaan. Want my dit nie so rol. Koekrol. Nee, verlyk die offer. Wat se offer bring jy sonnaandoggende vir jou hemelse Vader in hierdie plek? Dis waar op neerkom, mense. En wil ek net vir daai kyk asseblief. Ek begin my nou roer. God soek 'n lewendige, heilige offer. Dit moet 'n lewendige, heilige offer vir God wees. 'n Aanvaarbare offer. Soos goue appels op stilskimboom. God moet nie wegkyk as ons van 'n offer bring nie. Hy moet dit aanvaar en jy moet soos Esau en Jakob. Want jy kan sien, God aanvaar jou offer. Hoe gaan jy dit sien? Deur die salwing wat jy gaan ervaar. As jy nie 'n salwing ervaar nie, is ek jammer vir jou, as jou offer nie aanvaar nie. Hallo? Wat sê jy, hulle weet sê? Ek sê as jy besig is met worshiping, deep worshiping, en jy ervaar niks nie, dan word jou offer nie aanvaar nie. When you're wasting your time. Listen up, you're wasting your time. Sien jy dus, ons is 'n kerk nog hier. Dat is jou skuld. Wat is dit? Ons moet elke dag so lewe, dat ons hele lewe 'n offer vir God is, nie met aanvaar word. Daar kom die punt. Die derde punt. Ons moet 'n lewe van offer lewe aan God die Vader. God het gesê, ek kan Job. Ek vir Job, het sê vir Satan, het sê God vir Satan, het jy afgegee op my knegt, Job? Ja, God was trots op Job. Want God het groot geweet, Job lewe 'n Godvreesende lewe. Elke liewe dag van sy lewe. My hart raak. En 'n offer van onderwerping van ons gedagtes en ons dade aan die Heilige Gees, sodat ons gehoorsaam gemaak kan word aan Christus Jesus. So paar trikkies om te onthou. Lewe ons 'n lewe van selfbeheersing en opregtheid. Net die Heilige Gees weet. Ek moet erken. Dit erg groot tot dood was.
Roos is lief vir jou en hy. Maar dan gee jy hom nie. Dit is net die voor jou. Dat sê maar so, jy wil so nie langs die kant dan. Nie nou dan. Raak het moeilik. Raak hierdie opofferende lewe. Dat moeilik. Goed, het maak klaar. Ek sê dit nou serieus klaar. Galasiërs 6 vers 22. 5 vers 16 uit. Galasiërs 5 vers 16 tot 20. Hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, luister nou mooi, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid en onverbondenheid, afgoderry, towerry, vyandskap, twis, jaloesie, toornig, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery, dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê, soos ek al voorheen gesê, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie bereik. Kan ek eens met julle op my stoel so lewe, net so dat ek wil geen om nie. Dit is wat te klaar. Nou hierdie, die woorde dan klaar, dat ek gaan van my. Maar ek gaan kom aan hierdie rond. En dat kan ons klaar. Die woorde van jou mond, dra die oordenking van jou hart. Hallo? Ek sê die woorde van u mond, dra die oordenking van jou hart. En dit moet wel behaaglik vir God die Vader wees. Ons verlosser. Het is tyd geword dat ons in Christus begin lewe, volgens Christus, soos hy wil. En dat sy heiligheid, met ons heiligheid, kan vereenselwig word deur die graf. Die leë graf. Vraag. Ek het hier geskryf, vraag. Hoe lyk die vanmôre, as jy daar geleef vanmôre? Hoe lyk jou geestelike trommel? Hy het iets empty. Hy het iets flous empty. Hang jou lampie nog. Hoe lyk jou olie? Dink maar neer aan. Gaan ons leer, ek kan verstaan. Voor 'n paar dae gaan ons diens hê, dan gaan ons hemelvaart vier. Dit is so mooi. Vraag, is ek dalk leeg vanmôre? Jy kan in die kerk sit vir 110 jaar, en as jy nog steeds leeg, dat jy nog steeds nie God se Gees in jou binneste nie. Dan staan jy nog steeds by die deur, en hy klop nog steeds. En hy sê, gee my kans om in te kom. Ek en my Vader wil met jou maaltyd hou. Die tyd wat jy in die kerk is, en die tyd wat jy in die kerk spandeer, en die tyd wat jy saam met die broers spandeer, sê nie vir my, net so jy hemel te gaan of hemel te gaan. Dis 'n verhouding met die almagtige Skepper Vader, wees hy seën Jesus Christus, en die salwing en leiding van die Roog en die Heilige Gees, wat vir jou moet bevestig, dat jy so pad het. Amen. Ek is amper klaar, julle. Jy sien, die leergraaf bring verantwoordelikheid teenoor God en teenoor die evangelie.
Kom laat ons nie leeg grafte wees nie, maar vol van skatte van die evangelie, vol van woord, skatte, diamante, woord van lewe. Altyd bereid om te getuig en die evangelie te versprei. Die soetreuk van Sarah, die kosbare woord van God. Want, my boetie en my suster, die punt daartoe, toe die Jesus opgestaan het, daartoe is ons geroep, om op te staan, en te sê, so sê die Here. Maar, pastoor, hy kan nie, as jy hierdie woord vat, en jy lees hierdie woord, dan sê jy so, sê die Here. Hoor julle van my? Daartoe is ons geroep. Dis die verantwoordelikheid wat op ons skouers geplaas is, by die leeg graf. Hoor julle wat ek sê? Wat gaan jy doen daaromtrent? Gaan jy 'n vrou nog hier by die kant wees of 'n helder lig? Gaan jy 'n leeg graf wees of gaan jy 'n graf wees wat iets het om te bied? En hulle wat daar kyk. Maar soms is daar kinders van die Here wat dieper kyk as op die ding. Amen. Tot sover. Mag die Here se Heilige Gees die roep en afbreker van hierdie boodskap wees. Mag hy hierdie woorde in die lewend maak in die hart. Ek weet is wat nou nie 'n fantastiese, 'n baie slim boodskap, nie? Maak baie oop, maar dit is nodig. Want jy wil 'n wolkie van speels. Ek weet ek het dit gister gedoen, ons doen dit weer. Spreek gou almal vry dat dit erna gekom het. Kom aan, ek is wat, ek spreek dit vry. Sê, weer ek spreek hierdie slegheid aan vry. My hele hart, ek laat opgaan. In die liefde van Jesus. Is dit nou ook wees, nie? Ek sê nie dit, so nie. Ek gebruik jou nou. Karel, jy het my vrou weer beklei. Dan weet jy nou gou vir haar sê, vergeef my dol, ek is so jammer. Spreek jou vry my dol af. Ag die Here jou seën. Amen. En die nacht, waar die Here lees van hy, die brood geneem, en het gebreek, en sê, neem eet. Karel, van die Here sê, saus asseblief. En ook, daar die beker, daar die ete, so dikwels julle daar die drink, verkondig julle die dood en opstanding, totdat hy weer kom. Staan is ons so vast. Hemelse Vader, ek wil vanmorgen kom en om dankie sê vir geleentheid soos hierdie. Maar ons besef, ons is nie alleen. Ons sal nooit alleen wees nie, want die is altyd daar, onveranderlik, dag en nacht, moet nie volsê. Die beskerm en die dra ons weer, die voorsien, die vat ons by die hand in die lijn. Ek wil vanmorgen om dankie sê vir die altyd wat hier is vanmorgen. Ek wil help, om bid waar sal die altyd sal help om vryspraak te doen vanmorgen. Dat te laat gaan. Mense wat dit as skeer gemaakt het te laat gaan. Ek bid dat hierdie tafel sal steen, en dat bereik in hierdie tafel sal steen. En ek bid Vader, dat die wat hierdie tafel gebruik, sal besef, dat die opgestaan, die het gestaan, maar die opgestaan. Seën die tafel, Vader, seën gebruik daarvan, ons lichaam, en die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen.